Daar is iets vreemds aan afskeid. Selfs wanneer jy weet, dis nie vir altyd nie, voel dit baie keer soos 'n leë plek aan die tafel. 'n Stilte waar daar stemme moes gewees het. En dan die vraag natuurlik, wat nou? En dis presies waar die disippels hulle self bevind die dag voor Hemelvaart. Jesus het opgestaan, hulle het hom gesien, hulle het hom gehoor, hulle het self saam met hom geëet. En dan op 'n gewone dag gebeur iets buitengewoons. Hy word voor hulle oë opgeneem in 'n wolk, in die hemel, weg. Hy's liggaamlik nie meer teenwoordig nie. En hulle staar op, oop monde, verlore oë. Ek verstaan dit nogal. Ons almal het al so gestaan voor iets wat verander het, iets wat nie meer is nie. 'n droom wat vervaag het. Iemand wat ons moes groet, 'n verhouding wat verbreek is, 'n seisoen wat geëindig het, tussen vertrek en vertrou. Want wat bly oor as jy niks meer het waaraan jy kan vashou nie, nie meer iemand by jou het nie, as jy nie presies weet wat volgende gaan gebeur nie? Wat bly oor? Vertroue. Toe kom maar 2 engele en hulle vra vir die disippels daar in Handelinge 1 vers 6, waarom staan julle so na die hemel en kyk? Jesus het nie verdwyn nie, hy het oorgegaan. Hy het nie ons wêreld verlaat nie, maar hy het ons wêreld gevul met nuwe hoop, en hy het beloof, julle sal krag ontvang. En dis mos waar vertroue begin. Dit begin nie altyd net met antwoorde nie, maar met 'n belofte. Nie altyd met duidelikheid nie, maar met 'n teenwoordigheid. 'n Hemelvaart gaan nie oor 'n Jesus wat ons gelos het nie, maar oor 'n Jesus wat nou vir ons leef aan die regterhand van die Vader, werkend, biddend en wagend. Hy's nie ver weg nie, maar diep binne. En in hierdie tussentyd, tussen vertrek en voltooiing, word ek en jy geroep om te vertrou. Nie passief nie, maar aktief te vertrou. Nie stil nie, maar met oë wat sien en hande wat dien. Want Jesus is weg, maar hy is ook hier. In jou, in my, in vandag, in môre. Mag jy hierdie hemelvaart iets weer beleef van 'n Jesus wat dalk opgeneem is in 'n wolk, maar wat nie weg is nie, maar hierdie wêreld gevul het met nuwe hoop. En mag jy in hierdie tussentyd tussen vertrek en voltooiing weer leer om in sy teenwoordigheid met die krag van die Gees te vertrou, met oë wat sien en hande wat dien. Kom ons bid saam. Genadige God, Hemelse Vader, Heer, dankie dat ons vandag weer hier voor die dag van Hemelvaart weer kan dink aan hierdie geleentheid. 'n Geleentheid waar U vir ons gelaat het met beloftes. Heer, en dit voel baie keer vir ons asof U ver is, asof die hemel deur ver is en asof U ons kan hoor of sien nie. Maar dankie ook dat ons mag weet dat U deur die krag van U Gees teenwoordig is, in ons is, by ons is. Heer, en help dat hierdie teenwoordigheid ons ook sal help om te kan vertrou. Kan vertrou met oë wat in die geloof sien en hande wat bereid is om te dien. Ons bid dit in Jesus se naam alleen. Amen. Dankie dat jy vandag weer ingeskakel het hier by die kerk aanlyn. Indien dit vir jou moontlik is, jy weet al, deel hierdie evangelie met iemand anders. Dalk het iemand net nodig om weer te leer, om hierdie hemelvaartstyd weer te vertrou. En nie 'n passiewe vertroue nie, maar vertrou wat bereid is om te dien. Tot 'n volgende keer.